Goeiemôre aan elkeen wat hierdie besonderse reis deur die boek van Matteus met my meemaak. Dit is vir my so 'n groot voorreg om saam met jou gebakte hande voor Jesus te staan, begeerig om van hom te hoor en by hom te wag vir woorde wat by magte is om my lewe en my dade aan te pas, sodat ek elke dag anders sal lewe en my lewe hom sal behaag. Ons lees vanoggend uit Matteus 7 vers 9 tot 11, waar Jesus sê, of watter mens is daar onder julle wat as sy seun hom brood vra, aan hom 'n klip sal gee, en as hy 'n vis vra, aan hom 'n slang sal gee. As julle wat sleg is dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer julle Vader wat in die hemele is. Hoeveel te meer sal hy goeie dinge gee aan die wat dit van hom bid. Nou Jesus se woorde is weer bemoedigend vanoggend, omdat daar soveel troos lê daarin, om te weet dat die Vader weet wat ek en jy nodig het, en vir ons sal sorg en voorsien in presies wat ons nodig het. Hierdie boodskap het ons al by herhaling oorvloedig gehoor in ons vorige hoofstuk en ook in ons huidige hoofstuk 7 waarmee ons besig is. Nou, hoewel dit so wonderlik is om te baai in die woorde van God se sorg en van sy voorsiening en die feit dat hy weet wat ons nodig het en ook belangstel in die detail van ons behoefte, is dit belangrik om te besef en te verstaan dat sy woorde met meer te maak het vandag as net ons materiële behoeftes, en dat sy sorg en omgee baie dieper strek om ook vir ons te voorsien en vir ons te gee wat ons geestelik nodig het, om te kom by 'n plek waar ons as sy seuns en sy dogters en sy kinders gereed sal wees om ons erfporsie wat hy vir ons in gedagte het te kan ontvang en te kan omhels en in besit te neem terwyl ons nog leef hier op aarde. Nou, Jesus se doel met jou en my lewe en ons journey hier op aarde is nie altyd cozy en gemaklik en behels nie altyd net finansiële voorspoed en welstand en honkie-dorie lewe nie. Maar sy primêre doel vir ons, vir jou en vir my, is om vir jou en vir my by 'n bestemming te bring, die bestemming van die ewige lewe. En soms vra dit ontnigtering, soms vra dit gebrokenheid. Dit is vir hierdie rede dat die Here vandag speel met beelde wat ek en jy kan verstaan. Beelde soos brood teenoor 'n klip en 'n vis teenoor 'n slang, sodat ek en jy kan sien dat dit wat die wêreld en oorlewering en soms die duister magte vir jou en vir my wil leer en ons wil van oortuig, ons nodig het, nie noodwendig dieselfde is as wat Jesus dink ons nodig het nie. Wat ons nodig het om by die regte bestemming uit te kom, is soms anders uit Jesus se definisie. Dat die wêreld se persepsie van sukses en status en finansiële sekuriteit soms die klip is in steede van die brood, en dat die manier waarop die wêreld leef en funksioneer en hulle interaksie met ander mense en hulle waardes waarvoor hulle staan, soms in stryd is met die woord van God en sy gebooie. Dat hierdie aspirasie en ambisie vir 'n leefstyl en 'n lewensuitkyk wat die owerhede en die magte van die duister eeu in ons harte en gedagtes wil inprent, juis eerder die slang is in steede van die vis. Vandag se woorde is in werklikheid die voorwoord van 'n hele reeks leringe
wat nou voor ons staan in hierdie 7de hoofstuk, waar Jesus met beelde vir ons die pad na die ewige lewe wil wys en ons daarin wil lei. Wat in wese die brood is van die ewige lewe. En ook die vis, wat simbolies juis die vaste spys voorstel, wat ons moet eet, om te kan groei tot volwassenheid in hom, as sy seuns en sy dogters, as sy kinders hier op aarde. Dat ons nie soos babetjies sal bly by die melk nie, maar sal aanbeweeg en sal voortbeweeg na vaste spyse van dieper waarhede om te groei tot geestelike volwassenheid. Daarom sy woorde in Jeremia: ek sal julle diep en ondeurgrondelike dinge wys wat julle nie geweet het. Hoewel ons nog steeds moet verlang soos pasgebore babetjies na die onvervalste melk van die woord, word die inhoud van hierdie woord vir jou en vir my vaste spys, wat ons lanseer in nuwe dimensies van groei tot volwassenheid. Ons hele wese van geboorte af roep uit om reg te maak met God, om deur sy wonderbaarlike verlossingsplan herstel te word tot heerlikheid en geeslewe. En hoewel ons dit nie altyd weet of verstaan nie, is dit die hoogste roeping en begeerte van die mens se hart, sonder dat ons dit weet. Leef hierdie nood en desperate behoefte inherent diep in die hart van elke mens, van die oomblik wat hy sy eerste asemtege inasem. Die begeerte na 'n hartoorplanting, die desperate behoefte en reikhalsende verlange na sy Heilige Gees om uitgestort te word in jou hart tot geestelike lewe. Dit is die erfporsie wat die Vader vir jou en vir my in gedagte het, wat hy begeer elke mens op aarde sal ontvang. Dit is die goeie gif wat kom van die Vader van ligte, by wie daar geen skaduwee van omkering is nie. As julle wat sleg is dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat dit van hom bid. Dis vir my so mooi dat Jesus nie net gemoeid is met die noodsaaklike wat ons benodig hier op aarde nie, maar ook vir ons wil gee en wil voorsien met die brood van die ewige lewe. Mag ek en jy vandag soos Petrus vir Jesus gesê het, toe Jesus by hulle was in Johannes 6 vers 63, toe al sy disippels amper hom verlaat het, en Jesus ook vir die laaste 12 gevra het, wil julle nie ook maar gaan nie, wil julle my nie ook maar verlaat nie? Toe Simon Petrus vir hom gesê het, Here, waarheen sal ons gaan? U het die brood, die woorde van die ewige lewe. Mag die Here jou ryklik seën vandag, wanneer jy ook begeerig is vir die brood van die ewige lewe. Hy wat die son en die sterre in sy hand vashou, hy wat die magtige skepping onderhou, hy wat die voëls en die lelies met pragt bekleed, hy sal alles wat jy nodig het vir jou gee, selfs die ewige lewe, as jy hom vertrou. Want hy is die God van Abraham, Isak en Jakob. En die erfenis van Abraham, Isak en Jakob van die beloofde land is nie net geografies nie, maar ook aan die ander kant van die dood. Daardie erfporsie is jou en myne in Jesus Christus se verdienste aan die kruis. Ek en jy is deel van die erfenis van die God van Abraham, Isak en Jakob.
die son en die sterre in sy hand vashou. Hy wat die magtige skepping onderhou. Hy wat die voëls en die lelies met pracht bekleed. Hy sal alles wat jy nodig het vir jou gee. Want hy is die God van Abraham, Isak en Jakob, wat deur die woestyn vir Israel bewaar. Hy is die God van Jericho se mure, wat deur die hand van Dawid Goliat verslaan. Van Abraham, Isak en Jakob, wat deur jou woestyn jou veilig kan bewaar. Hy is jou God en laat manna reën uit die hemel, en deur jou hande sal hy reëse kan verslaan. Hy wat jou hou in die holte van sy vaderhand. Hy wat jou spore veilig ver laat loop. Hy wat die magtige waters met sy woord bedaar. Hy is die God van Israel wat jou bewaar. Want hy is die God van Abraham, Isak en Jakob, wat deur die woestyn vir Israel bewaar. Hy is die God van Jericho se mure, wat deur die hand van Dawid Goliat verslaan. Hy is die God van Abraham, Isak en Jakob, wat deur die woestyn jou veilig kan bewaar. Hy is jou God en laat manna reën uit die hemel, en deur jou hande sal hy reëse kan verslaan. Deur jou hande sal hy reëse kan verslaan.